Dis, daar is ons daar. Vader, dankie dat U Seun gestuur het. Dankie Here Jesus dat U die prys kom betaal. Dat ons kan vry wees. Kom Heilige Gees. En kom bedien ons vanmôre. Net waar jy sit of staan, jy kan sit as jy wil. Nie net vir 'n oomblik bid. Sê Here, kom praat met my vandag. Kom Holy Spirit. Kom o Gees van God. En kom praat met my. Aan U die lof en die eer en dankbaarheid. Dankie Here. Dankie Here. Amen. Prys die Here. Is goddelike oomblikke. Sê vir jou net langs jou. Is goed om jou te sien. Ja. Dankie vir elkeen wat gekom het. Dis 'n mooi foto daai net. Sê wel weet ek hoe gaan ek elke keer Wildtuin toe. So daai goed. Ja, prys die Here. Ek is opgewonde vanmôre want ek glo die Here het 'n plan vir ons vanoggend. En my tema vanmôre is vir my is die lewe Christus. Dis my lewe. Paulus kom en hy skryf hierdie teks vir ons in Filippense 1 vers 21. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe 'n wins. Ek dink is bejaard vir ekko in my oor. Vir my is die lewe Christus en die sterwe se wins. Hy sê ek is uitverkoop vir Jesus. Is dit waar in jou? Kan jy dit ook saamstem? Sê ja, weet jy wat? Vir my is die lewe Christus en die sterwe is profijt. Ek is op 'n ouderdom in my lewe wat nog jonk is. Veral in my kop. Ek sê nou nog vir my vrou, ding met 'n ou huis koop en na die storie se net krag met die waar kry. Maar my kop is nog reg. Dink 'n mens baie keer aan die einde. Ek dink aan die dood. My swaar Elises, weet jy, sy 2-3 jaar ouer as ek. Hy het net naar geword, terwyl sy aan die Wildtuin was. Wie bed gaan lê toe dokter ons weg. En weet jy, die dood is 'n reality. Is waar, ek en jy met weet, ons kan enige oomblik gaan. Oud, jong, hy vra nie vra nie. En daarom moet ons tema maak, ons is uitverkoop vir Christus. En dan gaan Paulus verder, hy sê wat ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. Wat ek sal kies, weet ek nie. Ek word van weerskante gedring, ek verlang om heen te gaan, om met Christus te wees, want dit is my verreweg die beste. Hy sê, as ek op hierdie aarde is, vrugbare arbeid. As ek 'n kort stukkie getuienis kan gee, Junie 2023, toe ons bedank het by die gemeente. Onthou ek stap die dag hier uit, ek stap by daai hekkie uit, ek maak die hekkie toe, en ek staan, ek kyk na die toe hekkie, 50 jaar van bediening, en ek sê, Here, en nou, salaris het gestop, alles het gestop. Waar gaan ons nou? Ons lê daarna as ons sepies toe, vir 3 maande. En ek lê in die karavaan en ek sê, Here, wat nou? Wat die Bybel, Paulus skryf, hy sê, as ek bejaar is, met vrugbare arbeid wees. En ek hoor die Here sê vir my, begin 'n WhatsApp groep, wat ons noem die gaan lewe.
En 11 Augustus 2023 toe begin ons. En ek sal die einde nog ietsie meer sê. En weet jy wat, hierdie groep het gegroei, so om en by 360 mense op hierdie stadium, wat ek 5 dae week, elke oggend bedien 6 uur. Kom van hierdie mense bly in lande, waar daar nie Afrikaanse kerk is, waar kerk wat hy kan bybly. Dis sy kerk. Ons het verskillende mense gekry, wat deur krisisse kom, mense wat Jesus aanneem, en ons is nog steeds voltyds in die bediening. Net op 'n ander vlak. Dit pas my energievlak. Maar weet jy, ek sien God wil hê dat ek en jy uitverkoop is vir hom. Sê, Here, maak sê wat dit. Moenie dink as jy ouer word, jy klaar met jou bediening. Jy is nog steeds beskikbaar vir die koning. Dit gedink. Ek is nou net agteruit. Gaan ons voort. Vir my is die lewe Christus, en 1 Johannes 2 vers 20 sê, hy wat sê, hy in hom bly, behoort self te wandel soos hy gewandel het. Soos ek in hom uitverkoop is, dan moet ek lewe soos hy gelewe het. Hallo? Jy sê vir my, ja, het jy jou hand op die siekes gelê en vir hulle gebid? In jou huis, jou familie? Ons moet leef soos hy geleef het. Dis wat die Bybel ons leer. En Jesus kom en hy sê vir ons, vir die Martha, Maria, Lazarus, sisters, dat ek en jy leef nou al in die ewige lewe soos Jesus Christus. As jy weergebore is, lewe jy nou al vir ewig. Kom ek lees dit vir jou. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding in die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe nie. Tot in ewigheid. Glo jy dit? Jou liggaam sal tot niet vat. Dat is nie een. Ek sê vir julle nou dag, toe hulle Jesus gekruisig het, en hulle haal hom daar af van die kruis af, sy liggaam, en hulle sit hom in daai graf, weet jy dat Jesus was nie daar nie? Sy liggaam was daar. Want toe in die kruis hang, sê Vader, in die hande gee ek my gees lof. En daar is hy weg. En in daai tyd het hy soveel goed gedoen wat ons nie alles van weet nie. Sy liggaam was daar. En op die 3de dag het sy liggaam 'n verheerlike liggaam geword en hy het uit die graf uitgekom. Maar weet jy wat? Ek en jy, as ons van hom is, sal ons nooit sterwe nie. Dink daaraan. Jy gaan nie vir ewig lewe nie. Jy leef nou al vir ewig. Daarom moet jy dit nou reg. Is jy met my? Dat ek en jy sal weet wat hy sê. En as ek vir Christus lewe, Paulus sê Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig ook. En ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Kan jy ook so sê? En wat ek nou in die vlees leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Christus leef in my. Ek is dood. Nie my wil nie, maar U wil. Nie soos ek wil nie, wat wil U hê. Is jy met my? Kan jy sê, dat jy op 'n plek gekom met jou lewe, wat jy sê, ek is dood. Christus leef in my. Ek is uitverkoop vir hom. En nou, mooi luister. En as ek dood is, wat maak mens met dooie mense? Jy begrawe hulle. So as jy met Christus gekruisig is, en jy is geestelik dood, of jou liggaam, jou ou sondige mens is dood, wat moet jy doen? Jy moet hom begrawe. Kom ons lees dit. Romeine 6 vers 3. Of weet jy nou ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is saam met hom begrawe deur die doop in die dood. Net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so 'n nuwe lewe kan wandel. Sê vir my, na jy weergebore is,
en jou ou mens afgelê. Is jy gedoop? Het jy die ou mens gaan begrawe? Ons glo nie in groot doop nie. En ons glo nie in kinderdoop nie. Ons glo aan die doop van die gelowige. Die een wat Christus aangeneem het, ek het gesterf saam met Christus, en nou vat ek daai ou mens, en ek begrawe hom. Want partykeer is daar mense se ou klippietjies wat roer, dan staan daai ookie weer op, dan maak hy allerlei droog goeders. Dis nie hoe ons moet leef. Jou ou mens moet begrawe word, want jy is klaar met die ou lewe. Het jy dit al gedoen? Dis wat die Bybel vir ons leer. En dan gaan ons sê, en dan moet ons vervul word met die Heilige Gees. Ek is uitverkoop van Christus. Jy sal dit nie op jou eie krag kan doen nie, maar deur die power of the Holy Spirit. In Handelinge 2 vers 4 ons almal vervul met die Heilige Gees en begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gee om uit te spreek. Kom, jy sê is vervul met die Heilige Gees. Bid jy in tale? Spreek jy in tale? As jy my sê, wil jy nee. Toe ek 16 jaar oud was, toe ek al so 'n paar jaar die Here gedien het, was seker ek was weergebore. En ek het 'n honger gehad, dat ek gevul sal word met die Heilige Gees, en begin bid in tale. En ek het nie dit mooi verstaan nie. Ek wil nie eers verstaan dit wat ek gesien het in my jong dae. Maar ek het hier 'n honger gehad. En ek het vir 'n jaar gebid en gesoek as die Here. Vul my met die Heilige Gees. Ek wil begin in tale bid. En ek onthou in Desember maand was ons daar by mekaar, of April maand, en my oom se huis in Koen, was so groot kliksteen, hy sê, ek onthou, in die sitkamer, op die mat, het ek geknoe. Ons was so paar in die vertrek. En pastoor Faber het ons verduidelik, ek weet nie wat ek sê. Maar ek sê vir die Here, ek soek het vanaand. En die volgende oomblik, wat uit my mond uitkom, is Kira Labasika Tolo, Rebe Shandarabanda, en dit borrel net uit my hart. Ek het nie hoendervleis gekry nie, ek het nie gebewe nie, ek het niks snaaks gehad nie. Maar daai dag, 1 April 69, het die Here my gevul met sy Heilige Gees, en ek het in tale begin bid, tot vandag toe. Van 5 uur vanoggend af, bid ek gereeld in tale, vir elkeen van die wat hier sit. Want God het 'n afspraak met ons. Ek onthou 'n reislokasie, het ek vir 'n man gebid wat getoer was, en toe ek vir hom bid, het sy tong op sy ken gehang, en die demone deur hom gemanifesteer. En toe het ek al 3 ure kerk gehou daar, en ek was fisies moeg geweest, en ek bid vir hom in die naam van Jesus, en die demone uitgaan, en niks gebeur waar oomblik, en ek sê, Here, wat nou? En hy sê, bid in tale. Hy het ook in tale bid, hoe vaar die duiwels uit hierdie man uit. Bid jy in tale? Het jy honger? Want God se woord sê, dit is vir jou. As jy 'n kar koop, en jy sê, man, weet jy wat, jy het soveel ratte, en jy kan dit doen, en dit doen, en jy sê, nee, dankie, ek stel nie belang nie. So maak soos jou kursusmoeder, toe ek nog in die kursus hier was, het 'n DKW gehad, en sy net een ratke, dan klim sy in die karretjie, draai om, dan hoor jy nie, en dan weet jy wat is hy nie stop, as hy is nou by die Vianskapie. Sy het net in die eerste rat gery. Maar weet jy wat, ek dink baie Christene rou net in een rat. Hulle mis die mis. Vriend, wie weet, God het vir jou 'n heerlikheid gegee. Hy het net aan die kruis gesterf nie, hy het sy Heilige Gees vir jou gegee. Hy het die Gees van God vir jou gee, en jy moet 'n honger hê na dit, en sê, Here, ek is dit en vir my is, dan wil ek dit hê. Dis mahala, dis verniet. Jesus doop in die Heilige Gees. Ek het 'n boetie na die Here toe gelei, net die agtergebly. In die bed lê hy. Terwyl hy bed lê, toe begin hy in tale bid, want dit honger. In Johannesburg, vertel ek vir mense van die vervulling met die Heilige Gees, en bid vir hulle. 2 dames, wat klim hulle kar en ry, toe hulle by die robots stoppe, stil, toe begin hulle al 2 tale praat. Weet jy wat, Jesus doop in die Heilige Gees. Nee, dis nie 'n kerkie, dis nie 'n godsdienst nie. Dis hy wat dit vir jou gee, en jy moet honger daarna. Sê, Here, ek soek dit met my hele hart. Dis jou krag. Dis jou krag.
As jy ooit mense wil bedien, gaan dit alleen en gaan bid in tale, tot die krag van God oor jou kom. Dis soos 'n damwal wat oor jou sal breek. Halleluja! Word vervul met die Heilige Gees. Jy sterf in jouself, maar jy kry 'n nuwe ene, die Heilige Gees. En hy maak dat jy vrykom. Ook stem naby sy in die kamer. So kom ons gaan aan. En hy sê, nog, maar Galasiërs 5:16, maar ek sê, wandel deur die Gees, en jy sal nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want as ek deur die Gees lewe, moet ek oor die Gees wandel. Soos ek beweeg, dan vra ek vir die Heilige Gees, wat maak ek nou? Hoe moet ons nou maak? Man, God is wonderlik. Ons het 'n groot God. As jy wil weet van tale bid, talk to Joseph. Hy bid ure elke dag om tale. En ek wil sê, that's the power of God. Moet dit nie mis nie. Moenie 'n poerpoer Christen wees nie, wat sukkel om jou ratte te verander. Come on! Gryp die woord van God met alles wat jy het. En sê, ek soek het. Ek het het gesoek tot ek het gekry het. En dit is wat my gehelp het. Deur my lewe. My broer Teens het die boerdery gelos en gesê, gaan Bybelskool toe. Kom hy na my toe, die sê vir my, gaan saam met my Bybelskool toe. En ek raadpleeg die Here sê vir my, nee, gaan voltyds en bediening. Ek het geen teologiese opleiding gehad. Ek het die Heilige Gees gehad. En ek sê nie, ander ouens het dit nie, maar hy het my geleer. En as ek terugkyk in hierdie 50 jaar, en ek sien nog oral mense, deur die wêreld, soveel manne wat vandag in die bediening staan. Weet jy wat? Dis die Heilige Gees. Geen eer vir ons. Ons is nie oulik nie. Hy is oulik. Ons is uitverkoop vir hom. Wandel deur die Gees. Dis wat? Is ek reg? Kom hier aan. Praise die. Dagens. Die volgende punt is wat ek vir julle sê is, wandel deur die Gees. Die 6de punt wat ek vir julle sê is, wandel in deur geloof en nie deur aanskouing. Geloof is 'n vaste vertroue. Hebreërs 11. Op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. As ek 'n groot deel van my lewe kyk en sê, dankie Here vir geloof wat in my hart kom deponeer. Want dis nie altyd maklik. Ek het 3 keer kanker gehad, as jy nie weet. Die eerste een het bestraling gekry vir 'n lang tyd. Ek was so seker in 'n week 14 kg. Maar weet jy wat? God het my volkome genees. Die tweede een het 'n deel van my pankreas en dele van my organe verwyder. Vandag nog sukkel ek met spysvertering goeders. Maar weet jy wat? Dis geloof is nou. Hy dra ons weer. Die derde een, en ek het voorkom. Die derde een was 10 dae in ICU. Ek was 2 dae in die hospitaal en hy is toe nooit te pyn gehad. Because there's a God in heaven. Hy maak jou onmoontlikes moontlik. Kom vriend, sit jou geloof in hom. En 'n deel van dit kom uit ons kinderdae uit, van 'n pa wat 'n geloofsheld was. 'n pa wat toe die haal korrels op die dak wat pla, vat in my hand so, sê stop en reën, begin het te reën. Toe my broer Pieter sterf, en 'n slang hom gepik het, 'n pofadder, en het regkom en daarna 'n paar maande later sterf het, en ek bid vir hom en die Here wek hom uit die dood. Hy was 40 minute dood, toe staan hy by die dood. Geloof, en weet jy wat, dis wat ek en jy moet hê. God wil hê, ek en jy moet nie deur ons oë
Want, kyk dit en kyk dat, ja, die man, ons leef van geloof. I will make it en jy gaan dit saam maak. As jy in geloof wandel, sal jy dit maak. Dan die 7de ding is wat jy moet doen, en hierdie wandel wat jy uitgekoop is, bid sonder ophou. Bid gedurig deur, waar jy beweeg, waar jy loop, praat gedurig met Vader. Dis nie 'n ritueel, die Petrok. Weet jy wat, dis nie 'n godsdienst wat ons het. Dis 'n lewende verhouding. Ek en jy moet voortdurend bid, want hy sê dan Jakobus 5:16, die gebed van 'n regverdige het groot krag. Ons kan dinge verander deur gebed. En gebed moet, en ek sit maar 5 dinge op, dat kan baie ander wees. Wat sluit jou gebed in? In die eerste plek, aanbidding aan hom. Begin eers, onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Hoe begin jy onse Vader? Aanbidding. Aanbidding. Die tweede deel is, begin net met hom 'n gesprek voer. Want jy sien, baie keer is ons gebede eensydig, 'n one way. En dan loop ons. Nee, as ek en jy bid, praat, luister, hoor wat sê hy. Dan moet kommunikasie wees, dan moet verhouding wees. En dan doen ons voorbidding. Bid vir ander wat in krisis het en wat swaar doen. En dan begin ons om te loof en te prys. Die groot deel van my gebed is net aanbidding aan die Here. Loof en prys hom. Hy weet. As ek begin eers sal ons nie kan. Matteus 6 sê vir ons, jou Vader weet wat jy nodig het nog voor jy gevra het. Alles wat jy van die Vader in die naam van Jesus vra, sal hy doen. Leer om reg te bid. Ek sien baie Christene, is er nog begin, ag liewe Jesus, jy weet, dis toe hulle groot geword met kinders was. Hulle ouers hulle kinders verkeerd geleer om te bid. Die Bybel sê, as wat die Vader vra in my naam, sê begin bid en begin hemelse Vader. Onse Vader is Vader in die naam van Jesus. En begin 'n gesprek. Kom in jou hart en jou gees en beleef. As ek sê Vader, dan sê yes, hier is ek. En dan begin ons met 'n gesprek en ons praat met hom. Die 8ste een is, man, hier is hy lekker. Bestudeer die woord. Hy sê vir ons vir Psalm 119:5 en 105, u woord sal lamp vir my voet en lig vir my pad. Psalm 1 vers 2 sê behaas in die wet van die Here, hy oordink dit dag en nag. Kan ek jou 'n vraag vra? Hoeveel tekste ken jy in jou kop uit? Kan ek jou volgende vraag vra, voor jy daarna antwoord? Hoe lank is jy al 'n Christen? En hoeveel tekste het jy al geleer? Hoeveel keer het jy al die Bybel deurgelees? Ek het die Bybel 'n paar keer deurgelees, maar ek het hom al 3, 4 keer deurgeluister, want ek het dit nou op myself doen, is dit nie lekker nie. As jy die oggend badkamer toe gaan, om tande te borsel en alles, en sit ek die Bybel aan, jy luister so 4 hoofstukke. Ek het net al gery en dan sit ons die Bybel aan, dan luister ons 'n hele boek deur, die hele konings of weer, dan kry jy 'n groter perspektief. Kom, hoe belangrik is die woord? Moenie net gou-gou 'n psalmpie lees en oral nie, nou is dit oral. Die duiwel gaan met jou triek speel, want jy ken nie die Bybel nie. Hoe Jesus die duiwel oorwin? Daar staan geskrywe. Ken jy die woord? Weet jy wat sê die Bybel? Ai. Wie is die Springbokke se kaptein? Dit weet jy ons. As 'n paar van ons is, dat weet nie. Maar weet jy wat, ons weet baie keer al die detail, tot wat se tandeborsel hulle gebruik en enige ding, hulle kan jou dit so afritsel oor die Springbok span. Hulle ken nie 'n teks in die Bybel. Dis 'n skande, ekskuus.
Ek en jy moet moeite doen. Ek het die woord begin memoriseer, jare terug. Ek het daai tyd baie rondgery, die eerste 5 jaar in Senneberg gedoen, dan het ek die tekst op 'n kaartjie geskryf, waar dit gestaan in die Bybel en wat die tekst is. Trek ek hulle my stuur nie. As ek ry, dan leer ek die tekste. Draai ek hulle om, dan sien ek waar staan dit, en dan moet ek vir myself opsê. En so het ek die woord geleer, gememoriseer. Ek kan vir jou sê, ek kan nie altyd alles onthou waar alles staan. Daarom is YouVersion op my telefoon baie lekker. Ek skryf daar wat die tekst sê, dan kyk hy vir my waar staan. So, dit werk baie maklik, maar ek wil vir jou sê, kom ek en jy begin doelgerig die woord studeer. Om die woord maklik te leer. Lees 'n paar verse, nie in elke hoofstuk. As jy klaar is, bid daar 'n paar verse. En dan luister wat sê die Here vir jou uit daai vers. En daai vers wat met jou praat, deel dit met iemand. En dan begin jy dit onthou. Dis 'n manier om die woord te leer. Want weet jy wat, ons is uitverkoop aan Christus. En ons moet groei in die Here. Elke wat melk, Hebreërs 5:13, elke wat melk gebruik is onervare in die woord van regte omdat hy 'n kind is. Vaste spyse is volwassenes wat 'n geestesvermoë besit deur die gewoonte geoefen om goed en kwaad te onderskei. So ek moet op 'n plek kom wat ek die woord ken, dat ek volwasse raak en weet, dis waar. Daar's soveel fake goed op TV vandag en op WhatsApp en al die goed. Hoe weet ek wat is die regte ding? Ek moet die Bybel ken. Ek moet nie 'n babietjie wees. En dis hartseer as mense jare Christen is en hy stoei nog met basics. Ek en jy moet by die goed verbykom en ons moet leer. Nou moet ons kom by die stem van die Here. Ek en jy die woord lees, dan moet ons luister wat God sê. Handelinge 7 vers 31. En Moses het dit gesien en hom oor die gesig verwonder. En toe daarin gaan in 'n sin, het hy die stem van die Here tot hom gekom. Nou ek wil vir jou sê, hy was al 80 jaar oud. 40 jaar by vader gebly, maak hy 'n man dood. Woestyn toe, 40 jaar pas hy skaap op. Hoekom het dit gebeur? Want God hom voorberei vir sy volgende taak. Wie is 80 hierso? Steek net jou hande op. Dis nie veel. Dis net 'n paar. Dink ek op 80 sê die Here vir, kom. Jy gaan 'n paar duisend mense uitlei. Dis 'n taak en 'n half, nee. Jy moet seker wees, jy hoor die Here. Is dit waar? Kan ek iets bely? Kees my vra sal jy preek vanmôre. Vanmôre ek sal terugkom en ek sê vir die ek sien dis om te preek. Sê maar kom ons hoor wat sê die Here. Ons maak die Bybel oop. Ek kan sê en ons lees. Hoe sal hulle glo as daar nie iemand is wat vir hulle preek nie? Nou hoe duideliker wil jy dit nie? Sê Here, jy het my. Hola, nou wat moet ek preek? Weet jy wat? Die Here praat hoorbaar. Nou ek het nog nooit God se stem so gehoor soos ek hier met jou praat. My pa het ja. Maar ek hoor hom in my gees. Dit is daai, ons noem dit spontane vloei van gedagtes. Dit kom net op in jou. En ek weet, dis die Here. Dis die Here. En dan praat hy met ons baie uit sy woord. Ek kan jy met die woord lees en dan luister ons. Jy sien, ons ken die stories van sonnaskool dae. Al die Bybelstories. Dis nie wat ons lees nie. Ons wil nie die storie lees. Ons wil hoor wat sê die Here. Die Here praat op baie ander maniere, drome, gesigte en allerlei goed. Maar hier is die algemene een.
God praat met jou sy gees. So luister en sê, Here, praat met my. As God nie meer praat, moet jou hart ondersoek. Miskien het die Heilige Gees bedroef en het stil geraak. Sê, Here, wys my wat ek het gemis. Maak het reg. En dan luister jy na die stem van die Here. Vriend, sonder dit is jy in gevaar. Jy kan nie 'n Christen uitverkoopte lewe lewe sonder om sy stem te hoor. Die Heilige Gees moet jou lei. Hy moet met jou praat. Ek lees hierdie skrif noudag in my stilte tyd. En vir die eerste keer lees ek dit raak. Ek het dit nog nooit gelees. Psalm 3 vers 20, loof die Here sy engele, kragtige helde, wat sy woord volbring en gehoorsaamheid aan die stem van sy woord. Weet jy die woord het 'n stem? En as jy die woord lees, dan praat hy met jou. Hy praat met jou. Kom ek en jy, kom op 'n plek waar ons die woord sy stem hoor. As die duiwel kan hoor, Jesus net van sê, daar staan geskrywe, toe hoor hy. Veel te meer ek en jy, die woord hoor. Dan kom hy en sê, eintlik my broeders, word kragtig in die Here. Skies tog, Efesiërs 6 vers 10, in die krag van sy sterkte. Here Jesus, ek wil U aantrek. En hoe doen sy deur die Heilige Gees? Kom nou. Kragtig in die Here. Dis nie om 'n prediker te word nie. Dis om 'n uitverkoopte Christen te wees. Kragtig in die Here. Trek die volle wapenrusting aan. So jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want die vyand gaan jou aanval. But you will make it. As jy kragtig is in die Here. Amen. O, ek nooi jou vanmôre. Kom word deel van God se plan in hierdie tyd. Dis 'n exciting lewe. Uitverkoop vir Jesus Christus. Ek wil hierdie volgende 10 punte herhaal. Ek wil jy met eerlik in jou hart antwoord. Sê vir jouself, ja, of nee, ek moet dit nog doen. In die eerste plek, vir my is die lewe Christus. Kan jy ja sê? En die tweede ene, ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer, ek doen nie wat ek wil. Ek doen nie wat hy sê. En weet jy wat hy gaan vir jou? Sy wil ook in jou gewone werk waar jy is. Hoeveel werk te verander? Jy moet net in jou werk bedreig. Die derde ding is self gedoop deur onderdompeling in water. Soos Jesus gedoop is. Dis sy opdrag. As jy nog nie gedoop is nie, praat met Jacques en Thies. Dit moet met jou gebeur. Ek wil gou iets sê hierso. Nie hoeveel Christene het ontmoet, wat op die keer gekom het, dan steek hulle vas vir die dood. Dis nie ons groot geword het. Hy is gedoop so baba, nou dit en dit en dit. En weet jy wat? Hulle stagneer in die geestelike groei. Want jy sê vir die Here, ek sal jou gehoorsaam, maar hierheen, nou stop ek. Nee, hier gaan ek nie. Daar stop jou geestelike groei dan, totdat jy gehoorsaam word. Wat is gehoorsaamheid aan die Here? Niks met die kerk te doen. Dit doen met jou geestelike wandel. Die vierde een is jy vervul met die Heilige Gees, praat jy in tale? Sê wil jy maar ek verstaan dit nie. Kom stel by jou leiers en sê, verduidelik dit vir my, en bid saam met my. God wil dit doen. Wandel jy deur die Gees? Wandel jy deur geloof? Is dit waar? Soek dit met jou hart. Kan jy sê, yes, dis my leefstyl. Volhard jy gebed, bid jy gedurig. Nie net so 'n proepoer gebedjie.
Het die verhouding met Vader en met Jesus. Ek nooi hom. Ek bestudeer en leef die woord. Maak jy tyd elke dag om sy woord te sit en dit te bestudeer en te leer, sodat jy toe ons kinders was, dis nie vandag meer so. Het ons soek, wat noem jy die exercise boeke, dis daai klein boekies, en agterop was die 12 al tafel. Ja, die ouers is dit, ja. En ons moes die tafels uit ons kop uitken. Ons moes kon somme doen. En die juffrou het altyd vir ons sê, as ek jou in die middel van die nag wakker maak, en sê, kalf, wat is dit? Dan moet jy so 144. Nee. Ek wil sê, ek en jy, met hierdie woord ken. As die vyand sê, wauw, dit is vandag geskryf. Amen. Ons is kragtig in die Here. Ons is uitverkoop vir Jesus. Jy laat nie elke ou dingetjie jou aanstoot gee. En dan gaan jy nie kerk toe nie, jy gaan nie meer Bybel lees nie. Narring. Weet jy wat? Dis nie wat God wil hê ek moet doen. Ons is sterk in die Here. Kan jy sê ja? Luister jy na die stem van die Here en van die Heilige Gees. Stel jou, tune jou mooi fyn in, soos hierdie klank staan. Is mooi ingestel, kan lekker bly. Is jy ingestel om te hoor? Wat sê hy? Is jy kragtig in die Here? Weet jy wat? Ek sê, kom sit as jy behoefte het, kom sit jy voor. Wie kom vorentoe om te bid vir hom? As hulle 1 of 2 opstaan. Kom nie almal nie. Ons moet alles een man opstaan, ons moet kragtig in die Here. Ons moet geestelik groei. Amen. Skoon. Ek en jy kragtig groei voor die Here. Kom ons bid net so vir hom. Abba Vader, ek bid vir elke boetie en sussie hier, dat jy hulle honger in hulle harte sal gee, na die Gees, na die woord, om uitverkoop te wees vir jou. Wil jy nie waar jy sit? Ek gaan nie vorentoe nie, ek gaan nie vra om nie daar jy sit. Hierdie 10 punte, wat een wil jy voor die Here lees? Die Here, help my. Voel my. Kom Heilige Gees. Ek moet gedoop word. Lei my. Hoor wat sê hy? Here, leer my die woord. En terwyl so sê, wil net 'n getuienis gee. In 74 toe ek vol Sibeline gaan het, toe ek in die kamer 16 waar geslaap het ek op my knieë gaan sê, Jesus, ek het die aangeneems vir my salig gemaak. En ek het gekniel voor hom en sê, Heilige Gees, ek neem u vandag aan as my leermeester, as my teacher. Leer my die woord. En ek het 'n goddelike ervaring gehad. Net vir my die woord geleer. Wil jy nou vir hom sê, Heilige Gees, leer my. Here, help my om u stem te hoor. Help my om kragtig te word in die Here. Wil jy gou met hom 'n gesprek voer? Sê vir hom, wat is die begeerte van jou hart? Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie vir die liefde. O, Kita Labakos. Dankie, Here, u bring 'n nuwe vuur in ons harte. As kragtige getuienis wat hierdie dorp sal beïnvloed met die evangelie van Jesus Christus. Ons bid dit in Jesus naam. Dankie.